Vir die wijkbijeenkomste gaan ons bietjie kyk na Saggeus. Saggeus en sy pad saam met Jesus en die verandering wat plaasgevind het, is regtig 'n mooi storie. Nou voordat ons by Saggeus kom, hy het in Jerigo gebly. Nou Jerigo het 'n interessante geskiedenis. Ons kan onthou dit was die eerste stad wat Israel ingeval het of oorgeneem het toe hulle die beloofde land ingeval het, en ons ken die hele storie van rondom die stad trek en hoe die mure geval het, en daarna was die stad vervloek deur God. En dit is interessant, want al het God die stad vervloek, stap Jesus nou in hierdie vervloekte stad in. En dit wys na die doel van Jesus se koms. Dit wys na die genade wat hy bring. Het word so mooi gesê, die genade van God vloei deur Jerigo. Dit het vrylik gevloei na enige iemand wat dit wou ontvang. Bartimeus was een van die sulkes, en ons is nou by 'n persoon, Saggeus, wat dit ook beleef het. Nou maar kom ons gaan kyk na Saggeus. Dit was nou nie die vriendelikste en wonderlikste mens nie. Hy was 'n ryk man, en ons ken nou al die boodskap wat Jesus gebring het aan die ryk jong man, dat dit vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan so moeiliker as vir 'n kameel om deur 'n naald se oog te beweeg. Dit was nie onmoontlik nie, dit was baie uitdagend, en hou dit heeltyd in gedagte, want ons sien in Saggeus die verandering. Ons sien hoe sy soeke na Jesus, en ons gaan sien dit was 'n ander soeke, maar hoe sy soeke na Jesus sy hele gedagte verander het, en hy toe eintlik by die waarheid uitgekom het. So God se genade is waarlik soos water wat uitgegiet word, en dit penetreer tot in elke klein kraakie van die sondige samelewing. En hou dit ook in gedagte, want die uitdaging wat ons by gaan uitkom op die einde van die dag is, wat doen ek met my geloof in Jesus? So Saggeus het nie eintlik hoop op God gehad nie. Hy was ryk, hy was skelm, en hy was 'n verraaier van sy volk. Ryk, van kleins af het hy geleer om vir homself te beklim. Onthou, hy was 'n baie kort persoon. So van kleins af het hy maar gestry teen alle magte, sodat hy bo kan uitkom. En dit het so ver gegaan dat toe hy nou amper, soos kan sê, na skool is, so hy groot genoeg is om te begin werk, het hy 'n tollenaar geword. 'n Tollenaar is 'n persoon wat die belasting ingevorder het namens die Romeinse regering. So daar was plekke waar mense moes tolgeld betaal, ons ken tolpaaie, en dan is dit aan die Romeinse regering oorbetaal, en hulle het dit dan gebruik om hulle projekte te befonds, om uit te brei, om meer soldate in te bring, wat ook al. So dit was nommer 1 vir die Jode nie baie lekker nie. Nommer 2 was dit teen hulle vyand. Die Romeinse regering was in bewind, in beheer in Israel, en die Jode het dit nie aanvaar nie, en dan as 'n Jood nou nog vir die vyand gewerk het, dan besef ons watter gevoel hulle teenoor Saggeus gehad het. Ons kan maar aflei deur sy sukses. Hy was skerp, leierseienskappe gehad, dink jy baie morele waardes gehad nie, eerlikheid was nie hoog op sy prioriteitslys. Ons sien ook later op die einde van hoe hy sê, maar hy sal geld teruggee vir mense wat hy miskien verneek het. So hy was 'n suksesvolle man, 'n invloedryke man, maar ek dink nie die mense het baie van hom gehou nie. En hy was, dis maar die afleiding wat ons mag, hy wou altyd meer gehad het, en dis hoekom hy ook vir Jesus gaan soek het. Daar was altyd hierdie dryf na meer, na groter sukses, en dit het hom op die einde van die dag, het dit hom op 'n pad gebring waar hy met Jesus gekonfronteer was. Nou, ons kan ook dink,
hoekom wou hy Jesus so graag gesien het? En die natuurlike afleiding is dat ek dink hy het 'n honger in hom gehad vir die persoon wat Jesus eintlik aan hom geopenbaar het. Iemand wat totaal in beheer was. As jy kyk na Jesus, hy was totaal in beheer. Hy het 'n roeping gehad en hy het sy roeping uitgeleef. Hy was anderste as die wêreld waarin Saggeus geleef het, en dit wat hy beleef het, en Jesus het deur Israel beweeg, hy het mense gesond gemaak, hy het dooies opgewek, en hy was net anders. En Saggeus het sekerlik hierdie honger in sy hart gehad, hierdie begeerte om soos Jesus te kan wees. Maar ook, ek dink heel eerste, om dit dan te gebruik om meer geld te maak, want dit was sy hoof fokus. So, Jesus is op pad, en hy wil agterkom, is Jesus eg, is Jesus wie hy is, en kan hy leierseienskappe by Jesus leer, kan hy miskien agterkom hoe Jesus so groot groep mense kry om hom te volg. Daai tipe goed waarop Saggeus gefokus het, maar ek dink daar was heeltyd hierdie roeping in sy hart. Hy wou Jesus in die oë gekyk het en agtergekom het, maar wat het Jesus? Nou, hy was 'n kort mannetjie, so hy kon nie by Jesus uitkom nie, want daar was 'n groot skare wat altyd vir Jesus gevolg het. So hy probeer by Jesus uitkom, maar die skare is te groot, hy kan nie Jesus sien, hy kan nie bo die mense se koppe sien nie. So hy sien 'n wilde vyeboom voor in die pad, hy hardloop, hy klim in die boom want hy wil Jesus sien. En dan hy seker baie groot geskrik, want hy wou net Jesus sien het, hy wou net probeer agterkom het, maar wat het Jesus wat hom so suksesvol maak? En toe Jesus by die boom kom, toe stop hy en hy sê, Saggeus, kom af, want ek wil by jou tuis gaan. Wat 'n ongelooflike skok moes dit vir Saggeus gewees het. Jesus, die een wat hy wou gesien het gestop, het opgekyk en het gesê, kom, klim af, ek wil by jou wees. Nou, wat het op daai moment deur sy gedagtes gegaan? Wat was sy belewenis? Hoekom wil Jesus my sien? Wat het hy gehoor? Gaan dit vir my positief wees? Gaan dit vir my negatief wees? Hoe het hy geweet, dit is ek? En ek dink daar het al iets begin ontwikkel in hom van Jesus is anders. Jesus is meer as wat selfs hy gedink het. Hy het agtergekom, Jesus het meer, maar sy beeld was nie heeltemal volkome wie Jesus was nie. Ek dink hy begin hierso dink, maar dit is meer, dit is groter. Maar dan sien ons ook die mense se reaksie. Hy was 'n tollenaar, hy was gehaat, die Jode het nie van hom gehou nie. Jesus kom, hy sê, Saggeus, klim af, ek gaan saam met jou huis toe, en die mense begin praat, maar hoe kan hy saam met 'n tollenaar gaan? Hoe kan hy saam met Saggeus gaan? Ons weet, Saggeus is 'n slegte man, 'n skelm man, en hulle mis heeltemal die prentjie waarmee Jesus besig was, want hy het nie net by hom tuis gegaan nie, daar was iets groters wat besig was om te gebeur met Saggeus. Ek dink hy het vinnig afgeklim, hy het huis toe gehardloop, hy het vir sy werkers gesê, kom, maak reg, Jesus is op pad, en Jesus kom in, en daar gebeur iets met Saggeus. Sy hart word regtig deur Jesus aangeraak, die ware Jesus, nie soos hy Jesus gesien het, net as iemand wat suksesvol is, maar deur die ware Jesus, die Seun van God, hy wat na hierdie aarde toe gekom het, om verlossing te bring. Want toe hy by daai punt uitkom en hy besef waaroor gaan dit, toe sê hy, maar ek gee die helfte van my besittings vir die armes. En as ek iemand verkil het, dan sal ek dit 4 maal teruggee. Nou, dit moes vir die mense daar 'n baie groot skok gewees het, 'n tollenaar wat geld weggee, maar sy hart het verander. Ons ken nie die proses van wat het Jesus vir hom gesê, dat hy daarby uitgekom het, maar sy hart het verander, en anders as die ryk jong man,
vir wie Jesus gesê het, gaan en verkoop alles so, en dan kom jy en jy volg my. Kom Saggeus en hy sê, maar ek gee die helfte van my besittings weg, en ek betaal die reparasie aan enigiemand wie ek ingedoen het. En dis die verskil, die ryk jongman het gesê, dit is te veel gevra om al my geld weg te gee, want hy het nog steeds aan sy geld vastgehou. Saggeus sê, nee, ek gee dit sommer weg, sonder dat Jesus dit van my vra. Ek gee dit net weg, want my hart het verander. En dis 'n ander mens hierdie, dis 'n ander Saggeus wat ons hier so sien, nie die een wat net deur skelmstreke en om saam met die vyand te werk, vir hom self geld in te palm nie, maar iemand wat regtig Jesus wil dien, wat saam met Jesus wil wees. Maar wat leer ons uit hierdie situasie? Jesus se reaksie was, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En die storie begin by Saggeus wat Jesus wou vind, wat by hom wou geleer het, by hom wou geweet het, hoe kan hy so goeie leier wees, en Jesus wat eintlik vir Saggeus kom soek, en wat hom red. En hier is elkeen van ons ook in hierdie verhaal, want Jesus het elkeen van ons ook kom soek. Hy het ons ook kom red, en wat 'n voorreg, wat 'n wonderlike verhaal het ons eintlik ook, elkeen van ons, om dit te besef. Dit is wat Jesus met ons gedoen het. Dis nie dat ons eendag by hom uitgekom het en gesê, maar ek wil Jesus dien nie, ek wil hom volg nie, waar is Jesus nie? Dis hy wat ons kom soek het, en dis hy wat ons harte verander het, dis hy wat vir ons 'n nuwe lewe gegee het, dis hy wat ons die ware lewe gee, dit waaroor dit eintlik gaan. So die verhaal van Saggeus leer ook vir ons, dat die lewe nie oor uiterlike dinge gaan nie, dit gaan nie oor my waarde nie, my skatwaarde nie, dit gaan nie oor wie ek is en waar ek bly nie, dit gaan oor wie ek is in my hart, dit gaan oor innerlike seëninge, dit gaan oor die dinge van die hart en die gees, dit gaan oor gemeenskap met die Heilige Gees, en dit is die ware lewe, en ons sien dit in hierdie verhaal van Saggeus, hy het dit alles gehad, hy het meer gesoek, en op die einde van die dag toe kry hy baie meer as wat hy gedink het moontlik is, en hy gee sy geld weg, en daar sien ons daai verandering wat plaasgevind het met Saggeus. Wanneer Jesus ook al deur 'n landelike omgewing verdorp beweeg het, het hy geredde siele daarin agtergelaat. Waar Jesus gegaan het, was daar verandering. Saggeus, hierdie hooftollenaar, hierdie sondige ou volgens die Jode, en hy word gered. Waar Jesus gegaan het, was daar verandering, was daar lewe, was daar hoop. En die vraag aan ons is, waar ons beweeg, is daar verandering. Waar ons beweeg, kom daar hoop, kom daar lewe, kom daar verandering. Waar ons beweeg, word die evangelie verkondig, word mense gered, word siekes gesond gemaak, word lewens aangeraak, dra ons die boodskap van Jesus uit, maak ons daai impak in ons lewe wat Jesus gemaak het toe hy op die aarde was. Want soos Saggeus is ons gered, en soos Jesus die voorbeeld sal, so moet ons dit ook najag. So as ons na Saggeus gaan kyk, 'n baie interessante verhaal, maar ook 'n verhaal wat ons laat dink aan ons verlossing, maar ook laat dink aan ons prioriteite in ons lewens. Wat is die belangrikste? Is ek bereid om alles prys te gee, want my hart behoort aan die Here? Is ek bereid om, waar ek ook al gaan, Jesus te verkondig, sodat daar lewe kom, sodat daar verandering kom? So hierdie storie van Saggeus is nie die storie wat ons altyd gehoor het toe ons klein was, hy wat in die boom geklim het, daar's tot 'n liedjie daaroor, maar dit is dis hierdie diep verhaal van 'n hartsverandering, 'n wêreldse begeerte wat omgeswaai is na 'n goddelike redding, en dan
die reaksie op hierdie goddelike redding. En dis waaroor ons kan praat, dit is ons uitdaging. Hoe beleef ek my goddelike redding? Hoe verander ek die wêreld as gevolg van my goddelike redding? En hoe lewe ek elke liewe dag vanuit my goddelike redding? Mag jy die wysheid van die Heilige Gees ontvang, mag Jesus jou lei in hierdie waarheid, soos jy dit aan jou wyd deel, en mag jy regtig net beleef, dat die Here by jou is, soos jy hierdie boodskap bring, en mag jy geseënd wees. Baie dankie.